Goeiedag en baie welkom by hierdie oordeenking. Baie mense leef asof hulle alles besit, maar die grootste vrede kom wanneer jy besef, jy besit niks nie. Jy word alles toevertrou. Die volgende woorde uit 1 Kronieke 29 is gebid deur koning Dawid aan die einde van sy lewe. Hy weet dat hy nie self die tempel mag bou nie. Dit sal aan sy seun Salomo toevertrou word. En tog bring Dawid 'n buitengewone offer. Goud, silwer, brons, yster, hout, alles uit sy persoonlike besittings. Die volk reageer natuurlik met vreugde en dan gee hulle ook vrygewig. En dan bid Dawid hierdie gebed wat ons lees in vers 10 tot 13. O Here, die grootheid, krag, glans, roem en majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op aarde is U sin. Aan U, Here, behoort die leierskap. U is hoër as almal. Van U af kom alle rykdom en eer. U regeer oor alles. U deel mag en krag uit vir wie U wil. U kan enigiemand groot en sterk maak. Dawid die koning, die besitter van mag en rykdom, kniel in erkenning en sê, ek besit niks. Alles behoort aan U. Hierdie skrifgedeelte bring ons by een van die grootste geloofswaarhede wat ons in die praktyk sukkel om te glo. Ek is nie die eienaar van my lewe, my geld of my tyd nie. God is. Ons praat dikwels oor die konsep van rentmeesterskap, maar leef asof ons self regeer. Ons spandeer, beplan en beheer asof dit ons eie is, maar Dawid herinner ons, alles kom van hom af, alles behoort aan die Here. Selfs wat ons vir God teruggee, het hy eerste aan ons gegee. Dis soos 'n kind wat vir haar ma 'n verjaarsdaggeskenk wil koop of 'n Moedersdag geskenk. Maar jy moet eers geld bymaak vra om dit te kan doen. Daai kind besit niks. Dis ons ook. Alles is genade. Alles is geleen. Wie is ek en wie is my volk dat ons in staat is om so vrywillig te gee, vra Dawid in vers 14. Hy is verwonderd dat God hulle gebruik om iets vir hom te beteken en te doen. Wanneer ons begin dink dat ons die eienaars is van alles, gebeur twee goed dikwels met hom. 1, vrees kom in. Want ek voel, as alles van my afhang, moet ek dit beskerm. Ek word angstig, ek begin leef met 'n skaarsheid mentaliteit. 2, kan hebsug inkom. Ek begin vergelyk, ek raak ontevrede, want ek wil meer hê. Maar wanneer jy oorgee aan God se eienaarskap, dat hy die bron is, begin jy leef in vryheid, want jy weet, ek is net 'n bestuurder van dit wat aan God behoort. En bestuurders leef anders as eienaars. 'n Vriend van my het sy lewe lank gewerk vir finansiële stabiliteit, verskriklik suksesvol, en hy het altyd gesê, eendag wil ek so gee, dat dit 'n verskil maak. En ek onthou, toe kom daar 'n tyd in sy lewe waar hy 'n groot bedrag moes besluit, of gaan hy dit spandeer op 'n nuwe huis, of 'n gemeenskapsprojek wat byna tot stilstand gekom het en wat na in sy hart was. En na baie gebed het hy besluit om dit weg te gee vir die projek. En ek onthou, ek het hom gevra, was dit moeilik? En hy het gesê, die ou ek sou ja gesê het, maar ek het agtergekom, was nooit myne nie. En toe ek dit weggee, het ek vir die eerste keer regtig geleef. Ek was vry. En ek onthou daai gesprek, en soos ek ouer word, begin daar nuwe goeters, ek verstaan beter wat hy sê.
Maar wat beteken hierdie boodskap vir jou en my vandag? Wel, ek dink, een daarvan is dat ons moet hoor, die Here soek nie net ons geld of ons hulp nie. Hy soek ons harte. En die pad na 'n vrygewige hart begin nie by 'n bankstaat nie. Dit begin by 'n belydenis van eienaarskap dat Here, U my bron is en alles aan U behoort. Wanneer ek voor die Here staan en sê, Here, alles in my lewe is U sin, gebeur daar iets in my binneste. Ek word vry van skaarsheid, van vergelyking, van vrees. En ek wonder, is daar iets in jou lewe wat jou op die oomblik probeer vashou of beskerm, asof dit joune is? Hoe sou dit jou lewe verander as jy weer diep kom bely, Here, alles behoort aan U. Die feit dat ek dit het is 'n genade geskenk. En watter nuwe vrygewigheid sou moontlik word as jy regtig glo dat jy net 'n rentmeester, 'n bestuurder is van alles wat hy vir jou gegee het. Kom ons bid saam. Here, alles wat ons is en alles wat ons het behoort aan U en ons bely dit weer vandag. Aan U behoort die sterre, die maan, die son, die bome, die plante, die hele skepping. Ook ons. Die kos wat ons eet, kom van U af en ons besef dit, Here. Die vermoë wat ons het om te kan werk, om salarisse te verdien, is van U af. En ons besef, Here, dat in 'n samelewing wat sukses meet op hoeveel geld in ons bankrekening is en hoe goed ons dit kan beheer, dat dit so teenstrydig is na die manier van lewe wat U ons na toe nooi. Help ons om elke keer wanneer ons na ons bankbalans kyk, te weet, alles wat ek daar sien, behoort aan Hom en Hy vertrou my daarmee. Doen in ons U hart werk om 'n meer vrygewige lewe te leef, Here. In Jesus naam. Amen.